Dat ons kan, Here, in die atmosfeer wat U skep, Here, is heilig. Ons gaan bid U in die teenwoordigheid, Here, vir die paar minute. Ons eer U, wanneer ons by mekaar kom, wil ons U net eer. Baie dankie, Here, ons voel daai hitte, ons voel daai warmte. Ons voel daai, Here, gees, Here, om ons en rondom ons. Die liefde, die toenadering, dat die Here is met ons. Baie dankie dan, Vader, Here, in die teenwoordigheid, wil U eer en aanbid. Vader, dat ons gekom het op 'n geleenthede, Here, waar ons om die tafel gaan sit, Here, om U woord, Here, te kan ontvang. Here, dat ons harte oopmaak, ons gedagtes, siel, gees en liggaam, om oor die woord, Here, na te luister. En we kom dan, Vader, Here, kom maak my so toe, Here. Here, stiek my so weg. Vader, ek wil bid, Vader, Here, 'n mens kyk na 'n mens, Vader, Here. Maar wanneer 'n mens sy mond oopmaak, Vader, dan is die swaard van die Here sy woord wat uitgaan. Ek kom dan, Vader, Here, gebruik my as mens lippe, tong, Here, om U woord te spreek. Want die Bybel sê, Jesus noem wat hy sê, by woord is gees en dit is lewe wat ek aan julle spreek. Daarom bid ek dan dat U ons help vanoggend. Dra ons deur, bewaar ons, terwyl ons aan tafel sit, Here, in Jesus naam, ons kan ontvang met wat U aan ons wil toevertrou. Kom bless ons vanoggend, kom genees ons, kom red ons, kom help ons vanoggend, in die naam van Jesus. Ek bid in die atmosfeer, die Heilige Gees sal beweeg van sitplek tot sitplek, van hart tot hart, en een verbygaan, Here, maar kom word verheerlik, Here, in die naam van Jesus. En ek sê vir U baie dankie. Amen. 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 Geliefdes, populair, ek wil hier alles op die voet, en dit ek in naam van Here. Die aardse sisters, ons jongmense, ons worship-team, allemaal, pastor, allemaal. Amen? Want ons is hier by mekaar. Amen. Hoe lang bestaan die bediening nou al, pastor? 12 jaar. 12 jaar af. Amen. As ons terugkyk, sien ons die Here ons op mekaar gehou. Is dit waar? Ons het geliefdes afgestaan. Amen. Aan die dood. Maar ons is daarom nog hier by die 12 jaar. Dat ook nog vijf leraar Johnson het ons nog niet is in ons blijven aanwezig. En dat ons nog elkaar kan begroet. Is het waar? Amen. Als voor die anderen wat ons gesê het, vaar jou. Weer ontmoet ons aan elkaar weet zien. Maar hier kan ons elkaar zien en ons kan elkaar nog begroet. Is het waar? Amen. Met de heilige kus is het waar. Zo, wees welkom. En is altyd welkom in die huis van Peter. Dis nie huis, dis my huis. Amen. Amen. Ek is lief vir my huis. Ek wil hier wees. By die bed, ja. Amen. Dis niks anders die naam beteken huis van God. Is dit waar? Amen. Dis dit dat ek baie so rond beweeg en gaan kyk hier en daar gaan inloop en daar. Maar ek het achtergekom, maar dit moet maar versigtig wees, want jy kan siek raak van al die kosse wat jy so moet ontvang en wat jy doet. En ek het my nou een beetje ingetrek, prees nou, want ek word nou genoeg, en dan sien my, so ek weet, ek moet nou verantwoordelikheid van, amen, en toe ek trouw, en my alle diepe dinge moet ek nou verantwoordelik wees, amen, en dit is ook aangestel die bediening van dit jaar, as ek begenis en ek is een raadstuk, so ek moet my in orde nou kry. Amen. So maar wat jy
kan nie zo'n toe gaan nie, ek kan nie daar toe gaan en daar toe gaan nie, maar dan moet ek mos daarom die raadsmanne laat weet, ek my pa se laat weet, waar toe gaan. Jy sien die ou apostolieke kerk, dat is 'n rede. As jy gaan na 'n ander plek toe, dan weet hy mense daar aan daai plek, daar is so 'n broer daar. Hy gaan na toe, hulle laat weet mekaar. Amen. So is die orde wat hulle het. Ek sê waar? Nou hierdie Pinksterkerk is so maak met ons bid, die elke dream. Amen, die kom en gaan en doen en alles en so en die voel dit is 'n vrystaander, jy doen dit, jy kan nie. Die Bybel sê, God is 'n God van orde. As dit waar? Prys die Here, so ons moet nie van orde wees nie. As dit waar, prys die naam van die Here. So, ek wil my hier aan my sambreel was kyk. Amen. Ons het mekaar toch nodig. Want ons is nie baie nie, ons is maar min. Ons het mekaar so nodig. Is dit waar? Is dit waar, pastor? Amen. Amen. Nou, die waren so, het ek allemaal gegroet? Amen. Prys die naam van die Here. So, kom ons, maak ons die Bybels oop. En dan gaan ons na Psalm 14 toe. Ek dink hierdie lied, so woorde, Suster Daphne, kom dit nie uit 'n Psalm uit nie, wat Ere nou gesing het nie. As dit nie woorde wat ek kom uit 'n Psalm uit nie. As dit so, kom ek uit 'n Psalm uit. Want ek sit nou daar en ek dink, ek lees na hierdie woorde, dat dit moet uit 'n Psalm kom. Is dit waar? Nou jy gaan ook uit 'n Psalm uit lees en ek gaan uit 'n Psalm uit preek vanoggend. Amen. Amen. Prys die Here. As almal daar kan ek maar lees iemand op hoe die phone wil dit lees, ek sien ja, ek kry het op baie keer geraak en om te kom. Hy gaan so af van sy phone af kyk pas net op die phone. Amen. Die technology is baie vinnig. Amen. Hier daar ek ons met Bybel sê, dan moet ons die phone hê, dan vat jy die Bybel af, dan waar jy ons sien, dan het ons maar die phone. So en dit as jy meer die phone kan vat, dan wat ek ons dan met die woord nou in ons hart wees. Amen. Dis 'n grapte. Die woord moet in ons hart wees. Want daarom sê jy ek die woord aan my hart gebeure, sodat ek nie teenoor u kan sondig nie. Ek bewys dit in die Bybel nie. Sê jy het my hart gebeure. Amen. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat skryf Dawid as hy so die woord in sy hart gebeure? Nee. Psalm 14 pastor. Ek het vanoggend 'n baie eenaardige woord beteken. Dis die Here vir my sal lei. En soos ek het kry in my gees aan, baie eenaardig, baie snaaks gaan ek bedien, maar hier moet my net oog, as dit hierop bestaan, wat jy bewus en dit sê, en kom na die punt toe. Is dit waar? Amen? As ek woord wat ek al baie keer lees en dink, aanneem, dink, wanneer sal ek 'n geleentheid kry om daaroor te praat, en ek het eers op 'n punt, en ek study, en ek gaan in die dieptes, en die laagtes, en die breedte, en die wyte, die suide, die noorde, te kant, ek gaan in, en ek kyk maar, amen, so, ek gaan vanmorgen so, ietsie uithaal, en daaroor bedien. As ek reg met julle, sal julle nog hier wat rus vertrouw? Amen. Amen, die plek van die Gees, vertrouw mekaar, amen. Moet my nie onder my nie, moet my nie afskiet nie, moet my nie punt nie, moet my nie doen, amen, is nie goed nie, amen. Die kring bedieners wat die meeste so maak, bedien, hulle punt hy man, hulle punt hy vrou, hulle onder my hy vrou, en die persoon trek zwaar hiervoor, omdat jy allemaal is. En dit is nie goed nie. Is dit waar? Is dit waar? Het gaat baie die mekaar by sekere bedienings, as dit is ek al getree word in bedienings, en het ek gesien dat, of hulle kom so voor hom toe, hulle snijd die persoon af. Is lelijk, is nie goed, is onorde. Maar as orde nie, is dit waar? Lees doen nie dit nie, is die waarheid. Amen. Maar wees op die gemak.
boosdoeners dan nooit leer nie. Hulle eet my volk soos brood. Hulle dink nie daaraan om die Here te dien. Dan lees ek hierdie skrifverse uit die nuwe vertaling Bybel. Julle almal wat onreg pleeg, wat my volk opeet asof julle brood eet, en wat weier om die Here te dien, weet julle dan wie? Ek praat vanoggend, ek weet nie hoe het Dawid gevoel, of hoe was Dawid gewees, of wat het deur sy gedagtes gegaan. Toe hy hierdie psalm skryf nie. Maar ek het gewonder, my wil ek so nie die woord altyd gaan, hoekom noem hy hierdie my van die wat my volk opeet as op hulle brood? Wat beteken dit? Wat beteken dit vir my ook? Wat beteken regtig hierdie woord? Maar as ek die hele skrif lees, as ek hier gelees het, as ek dit verstaan, wat Dawid eintlik daar bedoel. Geliefde broers en susters, ek gaan terug aan die boek van Exodus en ek kyk bietjie eers terug waar die volk was, wie die volk is van die Here. Exodus beteken ook uittog, of dit kan ook beteken die begin. Toe sien ek daar ook in vry in die Bybel, lees ek tussen ek, dat die volk was daar onder die as slawe in Egypte. En ek was toen die eerste beetje in ek kyk, maar ek weet nie, die Bybel beskryf nie, hoe het die volk onder die hand van die Egypte beland nie. Maar het begin daar, waar ons ken die geskiedenis waar die Here op die einde van die dag 'n babatjie spaar, en die babatjie naam was Moses, en die Here vind hom, en die Here gebruik vir Moses toe hy nou groot word om sy volk in te lei. Maar voordat, sê die Bybel, het die volk gedirigeer deur die slaverny en die swaar werkery en die druk wat die Egiptenaars op hulle plaas prys die naam van die Here met die werk, sê die Bybel, het hulle geroep tot God gekom. Met ander woorde, die Israeliete het dan God geken, of hulle nog nie God geken nie, of hulle het geweet daar is 'n God, of nie, is een van die. Maar die Bybel sê, dat hulle het gedirigeer, gekla en geroep na die Here, tot God gebesluit het, dat hy 'n plan sal uitwerk, en ons ken die geskiedenis. Nou wil ek kom aan die punt toe, dat God het dan sy volk dan probeer uitkies, en probeer om hulle uit te haal, en hulle weg te vat van die Egyptenare af. En die Bybel sê, toe die volk nou uitgelei was, wou die Here dan die volk Gottes
dat hulle hom kan leer ken, dat hulle weet wie die Here is, en dat die Here self sy hand aan hulle wil dan openbaar. En sodat almal hom kan leer ken en weet wie hy is. Daarom het hy vir Moses gesê, sê vir Farao, ek is, het jou gestuur. En die Bybel sê, die geskiedenis, het die Here openbaar aan sy volk. As het waar, so kan ons die geskiedenis gaan. So wat het vir my eindelijk wil sê, op die einde van die dag, dat God het sy volk uitgeleid, omdat sy volk moet hom dien in die wildernis en in die woestyn. So hulle begin om God te dien, maar hulle nog nie die Here gedien, terwyl hulle so swaar het daar onder die hand van Egyptenare, maar toe God hulle uitlei, het hulle geleer om God te dien. So kan ek sê dat die Here het sy volk by mekaar gekry. En die Bybel sê, en God het sy volk dan gevat daarvan af verder, en verder, toe daar sekere manne opgedaag het, en hulle het die volk net verder gevat, en later het God sy geboeie gegee, Amen aan die volk, en sy wet gegee, en sy verordening gegee, en hulle het verder gegaan, tot op Joshua, het verder gegaan, toe die Here profete opgerig, en hulle verder gegaan, en verder in rigters opgewek, en godsvrouens opgewek, en hulle verder gegaan. Is het waar? Verder. Maar die Here het nog sy volk. Maar die volk was baie uiteindelijk nie reg in het verlos nie, maar het was baie dan daarna vervolg gewees en verdruk gewees, sê die Bybel. Daar was nasies wat jaloers was op die Israeliete, en het gedurende die Israeliete aangeval. Maar die Here sê die Bybel, kan ons lees, het van het teëgekom en van het geveg. Daarom noem hulle die Here, hy is die God van Israel, wat vir hulle veg. Tot vandag toe, glo die Arabiere en die moslimnasie, hy geslagte, hulle glo nog aan 'n God wat kan veg. Want dan is ook daai in die Ou Testament, hoe God teëgekom het. Maar God het 'n ander purpose gehad, en dit is aan die God se doel die baaste, hoekom God van sy volk met ingetree en geveg het. En dat is nie eindelijk so reg, so 'n vreeslike geveg het, broer Samuel, maar as geestelik geveg, eindelijk prijs die naam van die Here, halleluja, sodat die volk, hulle nooit die volk eindelijk nergens onderkrijg, of die volk sal uitwis nie. Nou tot vandag toe, soos die dag, sal al die nasies as een Israel, as een Godse volk, prijs die Here, halleluja, maar hulle gaan Israel, die volk, dat hulle nooit kan uitwis nie. Daar gaan baie dinge gebeur, ja, wat die profete gesê het oor Israel. Maar wanneer Israel uitgewis gaan word, kyk en mooi die prentjie. As Israel, waarmee God begin het, waarmee gaan God dan eindig? Dan is daar nie Israel nie. Want Israel is die metkaart hoe die hele wereld, hoe God weer, want het is uiteengesit klaar, die profete wat geprofeteer het, tot op Johannes, wat Johannes gesien het. En dit is eindelijk die wet. Dit is eindelijk wat gaan gebeur. Jy sien, daar is mense wat probeer om Israel uit te wis, want het is so volk. Jesus kom na sy volk toe, hy sê, ek het gekom na die kinders van Israel. Ek het gekom om aan hulle die brood te gee. Ek het gekom om hulle die brood te gee. In ander woorde, eerste moet Jesus kom na Israel, want Israel is daar en hulle wag. Hulle is die volk, Israel
en daarna sal hy met die ander nasies en volke deel. En jy geweet dat Israel, het mense baie keer gesê, moes eintlik die evangelie verkondig. Daarom sien jy hier en daar Jode, dan sien jy hoe geseend is hulle. Israel is eintlik die meeste wat die evangelie eintlik regtig moet verkondig. Maar hulle het geweier en hulle het teruggestaan en hulle wil nie glo nie. Hulle het nog baie goed gesgaan, maar God het aanbeweeg. En die Here het hulle gewys dat die evangelie gaat naar die andere nasies toe, dat die heidenen toe. Amen. Preach je naam van die Here, maak van mense wat jou volk is nie, en maak van hulle 'n volk. Amen. Mense wat die glo, wat die Jesus nie geken het nie, hulle ken nou die Here deur die evangelie. Die evangelie, ja, ek kry dit moontlik gemaak, dat die hele wêreld nou besmet is. Die hele nasies. Amen. En Israel sien dit. Hulle sien die dinge wat God doen. Maar Paulus skryf, hy sê, maar al die dinge gebeur, sodat Israel jaloers moet wees en gewaardeerd wees, met God dan van hulle verlaat. Maar die Here het nie eintlik van hulle verlaat nie, maar van hulle te wys. Dit gaat nie meer oor hulle nie, maar hier vanaf gaan ek nou verder. Omdat, as die evangelie nie gekom het ook na ons toe nie, dan sal die belofte nooit eintlik waar gewees het, wat die Here gesê het van Abraham. En jou sal al die nasies geseën wees. Amen. Dan gaan ek net draai om Israel, wat die nasie. Maar om daai te vervul, daai belofte, met Jesus kom vervul. As dit waar? Nou kom ek aan die woord toe. Wat beteken dit vanoggend? Wat wil die woord vanoggend vir ons sê? Dat David skryf hierdie Psalm en hy sê, die wat my boom opeet as op hulle brood eet. Dit beteken baie volke, baie nasies het probeer, soos ek nou verduidelik, om Israel op te wil eet. Soos die mense brood eet. Al jy kan nie sonder brood klaar kom en elke dag moet jy brood eet. Is dit waar? Jesus noem self, hy sê dat, kyk, en as die lewende brood wat uit die hemel uit neergedaal het. Ja, kyk wat van my eet, sal nooit honger. En elkeen met hom drink. Brood is belangrik. Brood word genoem ook in die Psalm. Here gee elke dag ons daglikse brood. Brood oor die wêreld is baie belangrik. As daar nie brood gaan wees nie, as dit 'n probleem. Maar David praat nie van hy brood nie. Hy praat nie van hy brood wat ons eet nie. Hy praat van geestelike brood. Geestelike woord. As dit waar, Jesus sê, julle sal nie net aanneemlik van die brood lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, sal die mens van lewe. Is dit waar? Die Bybel sê dat baie van die volke het probeer en nou nog probeer ook die kerk van die Here Jesus om vir ons stil te maak. Baie mense kom teen die kerk. Baie gelowe is teen die kerk van die Here Jesus Christus. Baie daar buite was dit 'n worstelstryd daar buite. Want David beskryf dit en hy sien dit so. Here, as hy lees hierdie gedeelte dan so die mense wat ongelowig is, mense wat
Buitekant is daar mense wat jou val wil sien. Buitekant is daar mense wat jou ongelukkig wil hê. Buitekant is daar mense wat jou wil hê soos wat jy gewees het. Buitekant is daar mense wat nie so eintlik gelukkig is oor jou redding nie. Buitekant is daar 'n enemy wat in jou pad staan. Buitekant is daar net iets, prys die naam van die Here, wat jou aanval. As die al die mense wat met jou, vir jou met jou lag nie. Baie lag, maar hulle lag nie in hulle hart nie. Baie kyk na jou en hulle sien jou voorspoed, prys die naam van die Here, en dan dink hulle jy op jou breekkrag, want jy hou nie in dit jou breekkrag nie, as jy wat die Here vir jou geseën het nie, as dit waar. As baie keer mense wat jou alles te kyk, prys die naam van die Here, maar hulle weet nie wat jy deurmaak nie. Halleluja, dat mense, prys die naam van die Here, wat jy verstaan, hoe wandel jy en hoe is jou weer nie. Halleluja, prys die naam. Daar is mense, prys die naam van die Here, daar buitekant, wat jou nie regtig kan, daar is mense wat jou so beskindig, sonder dat jy geen oorsaak daarvan is nie. Daar is baie mense wat nie jou likes hou nie. Hulle hou nie van jou loop nie. Hulle hou nie niks van jou nie. Hulle hou van so as hulle met jou praat nie. Hulle skwaad vir jou. Maar weet nie hoekom as die wil van Jesus sê die Bybel. Halleluja. Want in Jesus noem hy sê, dit wat hulle aan jou doen, het hulle aan my gedoen, sê die Bybel. Halleluja. Prys die naam, die mense verstaan dit nie. Die mense kan jou nog vloek, hulle kan met jou aangaan, maar hulle doen eintlik nie aan jou nie. So jy kry net jou skaap reg, kry jou skaap soos 'n leeu, kry 'n krokodilvel, prys die naam van die Here, moet jy bekommerd is, wat die wereld sê nie, of wat hulle dink nie. Die koordigter sê, as jy mense wat, ek sal my lamp aan die brand. Hulle is besig om ons op te beweeg, geestelik, of vleeslik, soos brood. Maar ek het niets vir hulle. Ek het niets vir die broodeters. Ek het niets vir hulle buitekant. Ek het niets vir hulle. Halleluja. Prys die naam van die Here. As ons die prediker nou die aand die paapdiens gepreek het, hulle weet nie eintlik regtig wat hulle doen en wat hulle eintlik sê nie. As hulle regtig moet geweet het, halleluja, die Here, daai vrou sê, vrou, as jy dit kon geweet het, wie ek is, halleluja. As jy dit kon geweet het, prys die naam van die Here met wie hulle te doen het. As jy dit kon geweet het, prys die naam van die Here wie ek is en wat my doel is, prys die naam van die Here, sal hulle woorde en ek weet kon gesluk het. Maar hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader begin hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Is dit waar? Is dit waar? Nog altyd, as daar mense, as daar lande, is dit aardse, wat probeer om Israel op te eet. Daar is al uit landes in hulle lande in, halleluja, wat hulle land wil opkry, wat hulle eet begon. Maar ek sê vir hulle, slaag nie. Elke maal sal daar duisende doodval, sal daar val in Israel, maar daar staan weer op. Hulle word weer gebore. Ek sien ons hier in die Bybel, halleluja, dat Israel is verdapte, halleluja, sommer elke dag, as sommer 10 kinders, 15 kinders, 20 kinders gebore, hulle wat het gegroei, want die Bybel sê, God het guns aan Israel gegee, daar het guns, halleluja, toe merk, die goedenaar, die goede op, hulle moet 'n plan maak, toe maak hulle 'n plan, halleluja, prys die naam van die Here, halleluja, dat daar van die kinders moet eintlik uitgestel word, hulle moet doodgemaak word, hulle moet meer meisiekinders, hulle moet meer meisiekinders, hoekom meer meisiekinders, want die meisiekinders kan groot word, sodat as soveel manne, waar die Egypte, sodat hulle die meisiekinders kan pak, maar God het nie toegelaat nie, as het waar, ja, hulle is meer sympathie, wil kreeg vir meisiekinders, maar die verskillings is so nie, hoekom dan die seens, die hakke partij, die seens, moet wel kan maak, maar word die meisiekinders, zijn meisiekinders is my, toch is het waar, is het waar, is het waar,
weet my volk op. Sê David, sê dat kom op. Ons kan sien in ons gemeenskap. Elke dag brood en sop gegee op brood. Elke dag. Die gemeenskap is honger. Die gemeenskap is dors. Hy iets om te eet in die maag. Want die diaken dan wat in die berg skape en bedwijn, dan gaat die oor die brood. Dit gaat die oor die sop nie. Want daar is een hongersnood amper, as ek het so moet neem, na die woord. Maar ek ken die woord nie. Jesus noem het ook in Mattheus 5, dat die woord is meer belangriker as kos en klere, as voedsel. As het waar, mense besoek, mense gaan achteruit, maar die uitreik is not brood, waarvan ons moet hebben, sê Jesus. Is het die waarheid? Is het die waarheid? Die woord, het ek een vraag vir die sisters, is het daarvoor, wat sê die woord in Kosa? Nita, amataan dapang, iso. Nita, amataan bapang, isonga. Isonga betekent brood. My volk wordt opgeëet. Soos die mense by die eet. Dit is so verschrikkelijk. So, daarom was het God een skenking gemaakt. Is in die lig en die duisternis. Maar ons moet te veel compromise met die duisternis. Ons moet te veel hand op die nek beweeg met die duisternis. Daar is buitelike scheiding tussen dat in die duisternis, net wat in die duisternis is, en die wat in die licht is. Jy is aan die licht. Hoe kom jy toevlucht soek met duisternis? Hoe kom soek jy raak by die sondags? Hoe kom het ons toelaat dat sondags ons moet raak gee? Want as hulle, wat hoe gaan dit? So die weet het. Dat maak die persoon wat hy dink. Maar die persoon is personalis. Persoon is so recht. Nou eindelijk bestaan die persoon in jou. Jy moet liever nice wees met jou geloviges. Broers en sisters. As een bekommernis, seens kan nie vertrou nie. As het waar, seens, alweer as nagel God, want God het eerst vir Adam gemaakt. Luister my mooi, God het eerst die man gemaakt. As het waar, daar is een persoon van die man. Amen. As het waar, prijs die naam van die Here. Dis maar my mening. Ek sê nie, ek moet so wees nie. Ek sê nie, maar oppas op dan. In die meantime, wil ek ook waarschuwen vir die seerdeeg van die geloviges, sisters en broers.
Maar ek kan 'n bietjie studeer, maar jy moet hier studeer. So ek raai nie aan om nie jou broer te vat, soos Paas dit uitgewerk het. Jy kan so na my kinderen. Ek het ook so 'n woord gekry, maar ek het op 'n ander dag so 'n woord gekry, maar ek gaan ook hier dit aan die ander kant. En Pastor, ek soek genoeg Pastor Paulus voor net. Maar daar is ook aan de andere kant daarin. Maar aan de andere kant. Is beter dan wie dan alleen. Op een manier. Want die maatje kan alles van jou hier. Jou huis, jou liefde. Het is toch prachtig met jou leven. Het is bij je mensen. Alles op datum met jou. Die stap ik jou huis. Die probeer. Dat weet die mensen van jou. Want waar nou kom je goedjes? Misschien met jou huis. Wie praat oor? Hulle weet van jou. Hulle weet wat jy morgen gaan kry, wat jy gaan doen, so as die mense. Die mense wat jy opeet met hulle broodje, hulle wil net op datum wees van jou. Hulle wil net op datum. Wat gaat hulle maak daarmee om toe op datum te wees, Pastor? Wat maak het? Nou dan ek myself, oké, as dit nou so is, as die mense nou dit beweeg, en nou moet ek eerst vir my breed gaan hou, as ek iets stap op my huis, dat ek kan sien, wat gaat ek doen? Want die Bijbel noem ons open briewe, so die mense lees ons. So denk ek, nou dan moet ek kan nou nie so hard wees nie, maar as die Bijbel so sê, jy is open briewe, wat die mense lees. Die mense lees nie die Bijbel, want dan moet my opdeed, soos jy brood het. Vanoggend nou, probeer skiet ek ding, my kerk op die staat nie. Toe hoor ek die man sê daar, ja, om Pieter, hy elke dag, hy staat die kant elke dag, wat gaan nou aan? Toe praat daar op Sondag, wat gaan er nou aan? Toe moet my stoot nie, wat gaan aan? Kom op my soprek, hoe wil jy nie staat nie? Daarom wat ek laat is, ek wou om te skoenen. My kerkste bed, wat ek sommer gauw gesteel, ook en nou daar uit bed gekocht. Gauw, probeer goed is. Kom jy aanvallen. Want die achtervolgers wil my opdeed tot die bepaald word. As jy niet met rest laat nie, jy sal een strijd het, tot wanneer jy heen gaan. Jy sal een beter het, tot by die einde toe. As ek nie wacht. Maar ek gaan nie wacht, tot wanneer ek heen gaan. Ek gaan die vijanden in die oor kyk. Ek gaan doen wat ek doen, wil doen vir die Here. Is dit waar? Is dit waar? Ons doen wat ons doen vir die Here. Want elke dag, sê die Bijbel, het ons die gevechte aan. Is dit waar? Die oorhede, die macht en die wereldheerser, wat die duivele wat ons steeds staan. Is dit waar? Prijs die naam van die Here. So, ons moet nie mense vertrouw, sommer daar buiten. Amen? Mense kan baie mooi voorgeef. Die pretend net. Maar kom een bietjie van my kerk toe. Kom een bietjie. Amen. Bent nou in die reservaar. Want daar sien jy nie helemaal beskonings. Hulle maak beskoning of beskoon. Is dit waar? Is dit die waarheid? Halleluja. Maar daar gaan 'n tyd kom. By Godse tyd. Wat Israel nie meer al hierdie dinge sal meer dier maak nie. Net 'n heilige volk, sê die Bijbel, gaan gered word. Maar die Israel wat ons nou soms sien, met ons oor gaan nie meer bestaan nie. Maar God het 'n nuwe een stad wat God self gebou het, wat sal leer daar, wat so anders sien. Israel kan nou wat destroy, die gebou. Maar God het 'n ander een beskikbaar. Amen? Is dit die waarheid? Dis wat God beloof het. Is dit waar? Maar gaan die tyd kom, waar die volke nie meer Israel sal kan opeet. Sê my volk. Jy kyk die dag, een welbaie stuk op een stuk, iemand, een man, ek kyk die movies oor, die man, hy eet pas dit, elke een te sien,
Your soul is mine. Dan sien jy, as jy, hoe gaan hy gees, uit hy persoon, hy slip hy steek in, en dan word hy persoon kwak, en hy is dood. Maar toe kom die roeke, toe kom al die ou, en hy pakry met hom op die einde, en toe sien jy net, hy gee al hy siele terug, alles, wat hy toe geëet het, gee hy so terug. Hy gee al hy siele so terug. Hy is die broodeter. Die broodeter. Your soul is mine. Sien maar, die Bijbel is ook een eter. Hy eet jou lewe. Hy eet jou lig. Hy eet jou siel. Hy eet tot daar niks meer is nie. Hy maak jou klaar. Hy is soos 'n kou vlieg wat 'n land afgepas die tyd. Is dit waar? Johannes 10:10 gaan afsluit. Die dief, jy dink met een doel gekom om te slag, om te woes en om te maak. Hy sê nie vir ons nie. Hy wil ons doodmaak. Hy wil ons slag. Hy wil ons opeet soos 'n mens brood eet. Dit wil hy doen. Waarom is jy? So, jy kan sien hoe maak die Bijbel die mense, die jong mense, hoe lyk dit? Die tip het hulle op so klaar, dat hulle met hulle self praat, hulle praat in die weg, hulle praat met iemand. As jy jammer om dit te sien, die Bijbel eet die jong mense. Hy eet. Die tip eet. As jy maar maak het die mekaar. Hy sien God is, sien dat nie, hy goed is. Hy eet. Sonde eet. 'n mens van pad. Daarom moet God ons help. Ons wat almal die troonies is en aan medikasie verslaaf is, dat die Here tog vir ons help, dat ons kan ontslaan raak van hierdie medikasie wat die dokters vir ons doen. Want die dokter is nie verkeerd nie. Is maar net medies aangewend. Ons as kinders van die Here, hoe kan ons so prys die naam van die Here verslaaf moet wees aan medikasie wat ons elke dag moet drink, die elke moet drink. En ons as kinders van die Here. My seun, jy sê graag dat hy nou nie afsluit. Ek wil eendag sê dat hy nie vertel. Jy het gesien hoe lyk hy. Hy was mos hier by ons gewees. Hy het seker dat die dokters kan nie weet wat om 'n keermis is in hy. Niks nie. Hulle gee hom medikasie, sommer net omdat hulle wil hom medikasie gee. Maar die medikasie is nie eers van hy kwaliteit. Hy het die suiker nie, hy het die hoë bloed nie, hy het die uit sy weer nie, hy het niks nie. Die dokters kan niks aan hom punt nie. Ek kom met haar. Hulle vra uit vir hom. Ja, dan sê vir ons, wat moet jy hier einde? Ek lig by hom. Die dokters het hom omhelp en hom gepraat te dagte, wat moet jy jou doen? Kan jy vir ons sê? Niks nie. Maar Jan is siek, hy is kort asem. Hy kan net so loop na, dan is hy gaan al achteruit. Niemand kan uit van die giebel medikasie, hy moet hy goedjes maar brengen om die so helemaal so. Dat die vrou een dag, een vrou ontmoet, een blanke vrou, sê my, praat sy met haar, ek sluit af, ek was so sagjes speel, in my moed. Dus ek moet praat oor een man, en probeer hierdie wat is sy joeserig. Dan gee ek vir hom in die oggend bring op die en dan in die aand. Hy sê vir my, Daddy, ek is op besluit
die geloof gaan ek nou op die proef stel. Maar daar kom het in, dat die mens persoonlik nou, is met jou broer, om jou sister te doen met iemand die jy self, met jou geloof vat. Nee, maar die geloof is gevast vertrouwen aan die dinge wat ons roep, een bewys dit wat ons nie kan sien. As het waar, faith is a fact, but it's also an act. As het waar, maar geloof sonder werke is dood. Nou moet hy geloof vat. Julle moet geloof aan God hê. Amen. Toe vat hy geloof en sê, hy besluit, hierdie pille, wat die dorp omgegeet, wat hy so moet drink, gaan hy nie meer drink nie. Hy gaan nou hierdie juice, hierdie medisyne, wat hy probeer. Hierdie dag, om te bring, ek gaan hou vir hom, ek sluit af. Ek gaan morgen toe. Maar toe begin ek, pastor, hier kom Elton. Nou Elton het voorheen, hy het so 'n breek gestap gehad. Ja, hy was fris, hy was nie skoon. Hy het so gestap, pastor. Hy het 'n breek gespyl gehad. Toe sien ek merk op die pastor, hy kom uit. Hy het sy vrou, ons gaan toe morgen toe, ons gaan net so 'n bietjie na so, naby die kampteer, daar het jy so, jou, 'n kap, ja, daar is net expresskraak. Ja, wat is baie geld dit, etcetera. Want hang daar met expresso, stuk maar daar, want dit is baie geld, want dit is nou hande, en die tyd hoe is, ek sit die pas, want hy moet nie goed koste. Okay, maar die punt is, wat is anymore? Ons hang daar, gesels, maar achterna weer stap, weer sal ek sê, Elton, nee, wat nou verstaan ek nie. Kan jy stap daar nou? Jy kan net so, 5 stappen daar sê, moeg, dan rus hy, ek bemerk nou eers pastor, dat, joh, hier stap jy nou, wat het gebeur? Hy sê vir my, baby, dit is die medisyne, die wat ek gedrink. Hy sê, proe, dis is juice, soos juice, proe. Toe hy dit probeer, en hy los die pille, alles. Dit het ons so gemaakt. Hy sê, hy voel, as hy medisyne drink, hoe gaan het hier sy system? Ek sê, joh, ek sê, Elton, is dom. Maar die Here is goed, man. My kind stap net, hy sê, hy word nie meer moeg nie. Hy voel nou eindelijk om weer te gaan werk. As hy net een werk kan kry, dan kan voorsien vir een werk, sal hy weer vir werk sê. So, ek had ook gesê, ja, dan weet jy, hoe gaan jy gezond raak en hoe gaan jy voor die Here kom en wat die man bly ander trouw aan die Here glo en net skielik sal iets daarom sê, dokters nie weet nie, kan weet die Here wat jy moet keer gaan, en nie waar jy nie. As al niemand weet die Here sal jou dan weer gewees. Amen, die Here sal dan weer met jou teerkom. Prijs die naam van die Here. Halleluja. So die siekte, die diepe siekte, het hom so gehad. Dat dit leer is, dat ek moes baie vinnig een bonus uittrek vir my kind, want ek sleg vir ek. Want as ek verkeerd om te doen, want ek moet voorsiening maak, as hy pa, as dinge goed nie reg is vir myself, dan kom na die ouers toe, as hy pa, en dan kom na die ouers toe, as hy pa, toe moet ek afbrand maak, maar die Here bly die Here. Dit is dat as jy antwoord, dat ek die Here, hy bly die Here. Ek sê die Here, hy bly die Here. As van die volke, hier is dit as om ons op te neem, maar die Here, hy bly die Here. En van my lywe, probeer, alleluia op ons. Maar die Here, hy bly die Here. As het waar, kom ons fokus, verloop ons alles. Ons plaas het in die Here in ons vryheid. Amen. Maar ons kan die Here challenge. Ons kan ons geloof in aksie sê, Here, ek gaan hierdie goed los.
Dit gaat aan u gebeuren. As dit waar ek sê nie, u moet dit doen nie. Ek sê nie, jy moet dit doen nie. Dit kos courage om dit te kan doen. Maar my seun, dit het vir my by dit eendag, die vraag kom, Jacob, jy gaan my 'n bietjie van hy man. Sê kom dit, kom. Ek gaan gee my so 'n bietjie. Ek proe nogal baie lekker. Ek proe nogal soos juice. Ek proe nogal soos juice. Geliefdes broers en susters, dit is die woord van Psalm 14. Jy kan nou niks meer byvoeg en niks meer wegneem. Dis wat die Here op my hart geleer het. Wat ek oordra vanmôre aan die volk as 'n bemoediging. Amen. Prys die naam van die Here. Kom ons staan. Baie dankie Here vir u woord. Baie dankie Here. U het ons benut, Here. Die Gees het gespreek met ons. Ons sê baie dankie. Ons neem dit te harte, Here. Ons beere dit op die tafel van ons hart. Ons besef, Hemelvader Here, elke dag het ons brood nodig. Maar elke dag het ons die woord nodig, Here. Daarom bid ek dan, Vader. Maak ook nie tot dan bewus gemaak wat rondom ons aangaan en wat ander mense en volk van ons dink. Maar ons dankie as 'n volk, Here, van dit jou as gemeente mekaar, Vader, Here, vraag ek dat u ons toemaak en toerus want u bid. Baie dankie, Here. Bewaar ons, bewaar die volk, bewaar ons huisgesinne ook, Here, ons kinders, ons families, wat ons het, Here. Beskerm hulle, bewaar hulle in die naam van Jesus. Ons sê baie dankie, Here. Want die Bybel sê die opening van die woord gee lig. Ons sê dankie van hemel en aarde sal verbygaan, maar die woord sal nooit verbygaan. Ons sê baie dankie, Here. In Jesus naam ontvang. Amen. Amen.
In die Here, dan moet die Here vir jou deurkom, want hy sê, sit jou vertroue in die Here, en die Here sal jou seën. Dit is woord, prys die naam van die Here. Die woord van die Here is betroubaar, werk om ten volle aangeneem te word. Die woord van die Here sal nooit ledig terugkeer nie. Die woord van die Here is skerper as enige tweesnydende swaard, sny deur mug en been. So wanneer jy die woord implementeer in jou lewe, moet die woord van die Here, moet dit seep wees. Die Here seën geliefdes. Kom ons vra vir enige verjaarsdag is. Is daar verjaarsdag? Suster Johnson? Is daar nog iemand? Kom ons sing vir Suster Johnson, geliefdes. Suster Malisie nie. To you. Kom ons sing geliefdes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vader Here, ons sê dankie met Vader Here vir môre soos hierdie met Vader dat jy nog ons spreek met Vader Here op 'n manier met Vader Here wat ons goed verstaan met Vader Here. Daarom bid ek met Vader om krag, sterkte, wys en kennis en insig. Ek bid dat die Vader Here dat die Here ons sal bid met 'n hart van liefde. Maak ons gehoorsaam en trek ons die volle wapen rustig van God. Dat ons gehoor met Vader Here hoe die mens staan met Vader om ons op te eet met Vader soos brood met Vader. Maar dat ons ook nugter en waaksaam sal wees met Vader. En vergeet met Vader Here dat U in beheer is van ons lewe met Vader. Laat ons vertroue bly in die Here, skuil in die Here met Vader en vergader in die Here met Vader. Laat ons nooit vergeet met Vader Here om ons nou op te kan slaan in die berge, want dit is immers waar ons op vandaan kom. Van die Here wat hemel en aarde geskaap het met Vader Here. Kom seën ons in hierdie dag verder met Vader Here. Hemelse Vader, maak ons gedagtes so met Vader en die met Vader Here wat net bedink die dinge van die Here met Vader Here. En laat ons nie met Vader Here verkeerd, wartel en verkeerd doen met Vader Here. Kom met die guns met Vader en laat het val om ons en laat het by ons in Jesus magtige naam. Amen.